Dag sê, in vandag se broodbrokkie praat ons oor waarteen ons geestelike groei moet meet. Ons kom dikwels in die versoeking om ons eie geestelike vordering met die van ander gelowiges te vergelyk en sodoende trap ons in 'n struik. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Galasiërs 6 vers 4 tot 5 wat soos volg lees. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel en dan sal hy grond vir roem hê, alleen wat homself betref en nie ten opsigte van ander nie, want elkeen sal sy eie pak dra. As Christene trap ons dikwels in 'n gevaarlike slaggat, deurdat ons eie geestelike vordering aan die uiterlike lewens van ander gelowiges meet. Ons kyk dalk na 'n medegelowige wat ure lank Bybel lees, wat met gemak uit die woord aanhaal, of wat oënskynlik altyd op 'n geestelike hoogtepunt is. As ons onsself aan daardie uiterlike standaarde meet, lei dit tot een van twee vernietigende emosies. Dit bring of trots wanneer ons voel dat ons beter as ander doen, of dit bring wanhoop en veroordeling wanneer ons voel dat ons tekortskiet. Maar dit is nie hoe God ons meet nie. Jou geestelike wedloop is uniek. Ware geestelike vooruitgang word nie bepaal deur hoe jy met die res van die gemeente vergelyk nie. Dit word gemeet aan twee dinge, jou opregte, persoonlike geloof in Jesus Christus en die manier waarop jy persoonlik die wet van Christus vervul. En wat is hierdie wet van Christus? Dit is nie 'n eindlose lys van moets en moenies om ander te beïndruk nie. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dit gaan oor liefde. Dit gaan oor 'n lewe wat geanker is in genade en wat daardie selfde genade aan ander bewys. God roep jou nie om 'n afskrif van ander mense se geloofslewe te wees nie. Hy het jou geskep met jou eie worsteling, jou eie omstandighede en jou eie roeping. Wanneer ons ophou kyk na wat mense om ons doen en ons oë begin rig op die volmaakte voorbeeld van Jesus Christus, vind ons rus, maar ook meer as genoeg rede om geestelik te groei. Jou geestelike groei gaan oor jou gehoorsaamheid vandag in vergelyking met wie jy gister was, en al hierdie dinge vind plaas deur die leiding van die Heilige Gees. Hier is 'n skriftuurlike feit om jouself aan te herinner. Onthou altyd, om onsself met ander gelowiges te vergelyk, is geestelik onverstandig. Wanneer ons eie waarde of heiligheid probeer bepaal deur onsself langs ander mense te plaas, waarsku die woord ons dat ons die pad byster raak. 2 Korintiërs 10 vers 12 sê duidelik, maar omdat hulle self met hulle self meet en met hulle self vergelyk, is hulle onverstandig. Die enigste ware en regverdige meetstok vir ons lewens is die Here Jesus self. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U my onvoorwaardelik liefhet en dat my redding alleenlik op grond van genade deur geloof in Jesus Christus is. Here, vergewe my vir die kere wat ek my geestelike lewe met andersin vergelyk het, of dit nou uit hoogmoed of uit moedeloosheid was. Help my om my oë slegs op U te hou. Leer my om U wet in liefde uit te leef, om ander se laste te dra en om my eie geestelike wedloop met volharding en vreugde te voltooi. Ek bid dit in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Amen.